Ek is Pastoor Charlie en hierdie is die Warrior Podcast. Kom geniet saam met my inspirerende boodskap uit die woord van die Here. Goeiemôre, vertrou dit gaan met jou sommer goed vanoggend. Ek wil ons vanoggend gaan kyk na 'n persoon wat 'n spesifieke opdrag gaan kry van God, 'n spesifieke taak wat hy moet uitvoer. En dan gaan hierdie persoon moet besluit, gaan ek gehoorsaam wees of my eie kop volg? Hierdie persoon se naam is Jona, en kom ons gaan kyk na die opdrag daar in Jona 1 vers 2. Hy sê, maak jou klaar en gaan jy na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Hierdie is die opdrag van God aan Jona, gaan na Ninive en sê vir hulle dat hulle boosheid is 'n gruwel in my oë. En as hulle nie tot inkeer kom en hulle self bekeer nie, gaan ek die hele stad Ninive verwoes in 40 dae. En ons sien hier dat Jona bevind homself voor 'n kruispunt. Gaan hy gehoorsaam wees, God se opdrag uitvoer, of gaan hy sy eie kop volg? Kom ons gaan kyk na Jona 1 vers 3. Hy sê, maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af. En hy het na Joppa aangegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim, om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Ons sien hier dat Jona staan voor die kruispunt en Jona besluit om ongehoorsaam te wees aan God. Nou dis vir my en jou baie maklik om Jona hier te oordeel en sê, hoe kan hy so ongehoorsaam wees teenoor God? Hoe kan hy nie net 'n eenvoudige opdrag van God uitvoer nie? Maar ek en jy doen dit ook. Want God gee vir my en jou ook 'n opdrag en hy sê vir my en jou dat ek en jy moet heilig leef, want hy is heilig. Hoeveel keer het ons nie al mense hoor sê, as hulle nog in 'n sondetjie vashou nie, ek leef in al my hele lewe, leef ek reg, behalwe in hierdie een aspek van my lewe, maar dis my plesiertjie, en ek glo dat God sal verstaan. God het nie verstaan toe kom by Jona nie. Ons sien dat Jona bevind homself in 'n storm, hy word oorboord gegooi, en dan sien ons 'n groot vis kom en sluk vir Jona in. En dan sê dit Jonas vir 3 dae in die maag van hierdie vis, en hy roep uit na God. En God hoor hom en die vis spoeg hom uit by Ninive. En dan sien ons dat Jona gaan en voer die opdrag uit wat God oorspronklik vir hom gegee het om te doen. Hy moes eers deur die storm gaan. Hy moes eers deur die vis se maag gaan voordat hy gedoen het wat God hom geroep het om te doen. Wanneer ek en jy ongehoorsaam is en nie leef soos dit God wil hê ons moet leef, soos dit 'n kind van God behoort te leef nie, gaan die storms kom. En ons gaan deur moeilike tye moet gaan, maar ek en jy kan nou die besluit maak en sê, Here, ek wil veel eerder u opdrag uitvoer. Here, help my, gee my die krag, sodat ek kan leef soos dit u van my verwag. Ek wil jou vandag vra, as jy voor jou kruispunt staan, maak die regte besluit. Leef reg. Leef soos wat God verwag, 'n kind van God moet leef. Mag jy 'n mooi dag hê.